Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. En ja, ons gaan voort met Lukas 11 vanaf vers 27. Terwyl hy dit sê, het 'n vrou in die skare haar stem verhef en hom toegeroep: Gelukkig is die moederskoot wat u gedra het en die borste wat u gevoed het. Maar hy antwoord: Ja, maar waarlik gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. Geliefdes, hier sê hierdie vrou, dit was eintlik in die Joodse tradisie 'n baie bekende groet vir iemand wat jy nou as baie belangrik of groot beskou het, want jy sê eintlik, hoe gelukkig is sy ma, né? Ons sê dit ook baie keer, jou ma moet seker baie trots wees op jou, né? Dis daai gevoel, maar hier sê, sy sê gelukkig is hierdie vrou. En dan sê Jesus, ja, dit is so. Maar gelukkig, en die woord wat Jesus daarvoor gelukkig gebruik is 'n Griekse woord makarios. Dit is baie meer as hierdie wat ons nou net, jy weet, ek voel nou bly en ek voel nou goed en môre sê iemand wat iets op my afjaag, dan voel ek weer nie goed nie. Hierdie makarios beskryf iemand wat werklik deur God bevoorreg en geseënd is. En nou wie is deur God bevoorreg en geseënd? Jesus sê iemand wat die woord hoor en dit onderhou. En hierdie onderhou, die Griekse woord philasso, beteken om iets te bewaar, daaroor wag te hou. En neem dit baie ernstig op. So dis meer as om net te sê, dit was nou 'n mooi preek, né? Nee, hier ek bewaar dit, ek hou daaroor wag, ek neem dit regtig ernstig op. Dis nie net bewondering nie, ek gaan doen dit, ek volg dit na. Die mooi verband natuurlik, ek meen, ons het gister gelees van die huis wat leeg is, né? So daar's 'n verband met Lukas 11 vers 24 tot 26. Ons lewe, ons huis moet gevul word met God se woord en onder Christus se heerskappy kom. Dan is ons werklik gelukkig. Dan is ons werklik mense wat deur God geseën word. Dan is ons bevoorreg. Amen. Here almagtige God, dankie dat ons u woord het. Here, dit is so maklik vir ons om dit te volg. Ons kan elke dag na die tekste luister. Maar Here, gee dat ons dit regtig ernstig in ons harte sal bewaar en dit ernstig sal opneem tot eer van u heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.